So ons het die proteïne-inhoud van die produk het ons opgegradeer van 'n 30% na 35%. Hy het ook meer natuurlike proteïen in. Ons het ook die mineraalspeks het ons verbeter op die produk, veral die fosfaat het ons verbeter. En ons het ook Vitamien D3 het ons bygevoeg wat nie in die produk was tevoorheen nie. So ons het 'n klomp veranderings op die produk aangebring. Steeds nie dieselfde produk nie, net baie beter. Die rede hoekom ons die produk verbeter het, ons het na navorsing gaan kyk, dit wat ons in die veld gesien het, die proteïne-inhoud van die mielies is aansienlik laer as wat dit in die verlede was. Dis hoekom ons daai verandering gemaak het. Ook die rou materiale het ons na gekyk, wat nou die mielies ook insluit. En as gevolg van daai rede het ons gesien, ons moet 'n verbetering aan hom maak en ons glo hy gaan goed doen. So hy is 'n voerkraalkonsentraat so hy werk baie uitstekend in die voerkraalomgewing vir beeste, maar hy is ook optimaal geformuleer vir bulle. So hy's uitstekend, sy samestelling is uitstekend vir vrugbaarheid en raam en spierontwikkeling by bulle. So jong bulletjies is hy baie goed vir, maar ook ouer bulle of bulle wat die teelseisoen binnekort gaan betree, is hy ook 'n baie goeie produk en optimaal geformuleer vir daai diere. Nee, so SB100 kan jy hom nie, jy kan nie SB100 net so voer nie, jy moet hom vermeng met mielies en Procon 33 vir die bulle en dan in die voerkraal in party fases is dit nie nodig om Procon by te sit nie, Procon 33, maar hy moet vermeng word met mielies en die voer vir hom om hom aan te wend. Ja, dankie. Ons is hier by Paul van die Kerk by Anali boerdery Boshart Bovelders by die Nasionale Beesboer van die Jaar se Boeredag. Paul, baie dankie. Ek dink dit is 'n reuse suksesvolle dag. Wat is jou indrukke van die dag? Is hulle gelukkig met dis se beere te Pieters? Baie dankie seker, dit is regtig vir ons 'n ongelooflike voorreg om hierdie dag te kon aanbied en om gekroon te kon word as Beesboer van die Jaar. Dit is so lekker om hier om te ring met beesboere wat almal dieselfde passie het en almal dieselfde ideaal nastreef, en dit is om 'n sukses te maak van hulle beesboerdery. Ek dink dit was 'n baie goeie dag. Hier was by die 200 mense hier gewees oor 'n groot deel van ons land, en ek glo met al die sprekers wat hier uitgetree het hulle hier goeie inligting gekry wat hulle kan gebruik vorentoe. Nee, dankie. Ek dink ek moet jou geluk wens met dit is nou al baie spraaikies gewees en baie dinge geluister, maar ek dink die besigtiging in daardie tyd was goud. Jy weet nie, dat jy al die diere spreek en veral met Dr. Oud wat nou uitlig wat diere die heterose en dit met die gepraat oor diere. Ek dink dit is so baie mense baie werk. Dit is ek dink 'n baie goeie idee gewees. Jy weet ons het nou baie gepraat en praatjies gehad en elke jy weet as jy nou moet as ek 'n jong man was wat nou nie wat in die beesbedryf wat hulle gaan, wat sal jou advies, wat is die een ding wat jy dink die grootste verskil gaan maak in die beesbedryf met by jou en wat jy gesien het as ek nou 'n jong man as ek in die beesbedryf woon, wat se raad sou jy my sê? Ek dink almal van ons op die plaas het goeie teelkoeie, en dit is maar hoe jy jou hele teeling seleksieprogram aandurf wat 'n groot verskil gaan maak. Ons sê nog altyd wat ons vandag ook gesê het, waarde toevoeging en presisieboerdery bly vir ons die belangrikste van alles. Ons het baie moeite gedoen met parings, net wat ons vandag wil probeer uitwys met die diere wat ons aangebied het. Het is maklik om hier 'n trop van 200 koeie in te jaag en wys vir die mense random koeie, maar ons wil families uitwys wat 'n verskil gemaak het, en hoekom paar ons hierdie familie met daai familie, en hoe selekteer ons verse, wanneer selekteer ons verse, wanneer selekteer ons bulle, hoe meng ons verskillende lyne met mekaar, wat is die verskil tussen die verskillende lyne, hoe om
al die data wat ons het te gebruik en reg te kan gebruik en die data is beskikbaar. Ons is net kommersiële boere, maar 'n mens moet van die beste tegnologie gebruik maak, net soos wat die stoetboere gebruik maak daarvan, en kan dit 'n groot bydrae maak, en kan jy by hierdie waarde toevoeging uitkom, en kan jy 'n ding teel wat aangepas is op jou plaas en wat 'n groot verskil op jou plaas kan maak, funksionele doeltreffende koeie wat vir jou elke jaar kalf en elke jaar ontwikkel. Ja, en ek dink dit is belangrik, ek het nou gesê, dit is nie stoetboere, dit is kommersiële boere, maar dit was jy 'n groot mate van 'n presisie Ja. beeste. Ja, nee, Dit maak 'n groot verskil. Dit is maar waar ons almal na moet toe gaan. ja, nee, definitief, dit is wat ons wil probeer sê. Kommersiële boere kan net so goed en kan net so 'n groot verskil maak deur die regte parings te doen. Dit gaan vir ons oor hoe jy jou verse selekteer, en wanneer jy jou verse geselekteer het, daai pakkie wat ingaan in jou groot kudde in. Dis tog iets wat vir die volgende 8 jaar gaan blywend bly in jou kudde en doen moeite van die begin af en selekteer die regte diere en doen die regte parings, dan sal daai vers wat 'n koei word later vir jou net soveel plesier gee, net soveel goeie kalvers gee. Dankie. En ek weet jy's nou al 'n paar jaar, jy was al voorheen by die kompetisie op het ek gelees. In die Boerveld studiegroep ek sien, en vir een van die collega's wat ek gesê het, die groep is seker, nie seker, dit is by verder die mees doeltreffende studiegroep in my opinie in die land. Ons het al verskeie wenners uit die groep uitgehaal en baie finaliste op reg oor die land en uit die groep uit. Wat dink jy is die een kenmerk wat die top beesboere in ons land onderskei van die gewone wat dink jy op fokus die ouens die meeste? Ek dink hy fokus op die regte seleksie van sy diere, die presiesheid van sy diere, hoe sy voeding is, hoe sy bestuur is. Dis mense wat top bestuur, elke dag toepas in hulle kudde en baie dinge reg doen. Met die saaiboere wys vir ons elke dag hoe goed doen hulle met presisieboerdery. En ons moet dit in die vee net presies dieselfde doen. Dis net daai ou wat net daai bietjie meer moeite doen. 'n Koei het 'n spesifieke iets wat hy vir jou kan teruggee, en jy moet dit heeltemal ontwikkel sodat daai koei vir jou maksimaal kan teruggee. En wanneer jy iets in haar insit, die beste vir haar gee, gaan sy vir jou maksimum teruggee. Nee, baie dankie. Waardeer en dankie dat jy jou kudde en jou plek in ons deur gesit en ek wens jy 'n baie goeie dag. Groot plesier, ja, enige tyd. Dankie.